Marius, dis Pinkster. Dis 'n Pinksterfeest. Ek wil 'n bietjie amen hê. Dis Pinkster. Halleluja, my Here. Halleluja. Is die vervul met die Heilige Gees. Ek dank die Here vir laasnag se diens. En toe hoor ons waar het Pinkster vandaan gekom. En hoe dit hier by ons uitgekom, en ek onthou in my eie lewe toe die Here my gevul het met die Heilige Gees. En nou Pastor Marius het gisterand ook aangehaal, en julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Is dit wonderlik? Nou ek glo vanmôre gaan die Here elkeen aandoen met nuwe krag. En omdat dit dan ook my laaste optrede sal wees in die streek, wil ek graag net 'n paar dinge aan u voorhou wat vir my oor die jare kosbaar was. En nommer 1 was, ek onthou deur Bybelbroer Bidkofferie, ou broer van Vuren en verskeie ander het die Here my beloof, hy salf my met 'n dubbele maat van salf. En toe ek met die jare raak 'n mens nou ouer, jy kan nou nie meer doen wat jy gedoen het toe ek jonger was nie. En ek onthou broer Pastor Louis was in my gemeente in Pretoria West en hy kan hier vertel, ek weet van een môre toe haal ek al die dagrokers uit. Was jy daar hy môre toe haal ek hulle uit en ek onthou wat daai in daai kerk is, hy moet vertel, daar was meer as 500 mense. Ek het 'n lys gehad van 600 mense wat ons buitekant besoek het. En ek onthou hoe die Here my gesalf het, maar dan het ek 'n bietjie ouer geword en vanmôre bid ek langs my bed. En ek sê, ag Here, ek het eintlik nou daai dubbele maat van salwing nodig. Ek het dit nou nodig. En dit was goed toe ek jong was, maar nou, die Here vra ek hier vir daai dubbele maat. En toe ons hier in die bidkamer kom, skoonafval vergeet kom, Pastor Vereen, en hy sê baie oor my, en hy sê, die Here sal vir jou met 'n dubbele maat. Ja, dit was nog wel lekker. Halleluja, die Here sal met 'n dubbele maat. Nou, ek wil graag vanmôre vir u lees uit 'n baie bekende gedeelte. En ek wil 'n vergelyking maak, en ek wil dit toepas op die Pinksterbediening soos ons ken. Het enige ou pastoor hier by ons gepreek en ek sal nooit sy woorde vergeet nie. Pastoor Tattersons, en hy het gesê, Pinkster het gebackslide. En dit was skrikwekkende woorde. 'n Ou Pinkster het 'n man uit 'n groot Pinksterkerk. Toe sê hy, Pinkster het teruggeval. En Here moet ons help dat dit nie met ons sal gebeur nie. Maar dat ons hierdie mooi dinge van vanmôre wat ons ook hier geervaar het, sal koester. Dit is my mooi toe die jong manne dans en die jongens kom staan hier voor op die mat, want dis hulle wat hierdie bediening moet vorentoe gaan. Ek raak bang tydjie sien dit word al hoe stiller en jy hoor nie meer die stem van die Here nie. En ons het ook altyd, ek onthou in die ouer tye, die ou dae, dat as die Here met jou gepraat het, die eerste wat jy hoor is, wat jy doen. En daarna sê die Here vir jou, wat hy vir jou gaan doen. En ek onthou, dit was nou met my ook die geval, en ek was 'n jong seun so by die orgel gestaan, en praat die Here met deur Bybelbroer Ben Otto, en die Here sê vir my, jou gruwel. En ek gaan nie verder maak. Maar toe sê die Here later vir my wat hy vir my gaan doen. Die Here, dit is die mooi van hierdie bediening. Mag die Here help dat dit nooit onder ons sal verdwyn. En my gebed is dat die Here ten alle tye weer 'n Dawid en 'n Ester sal optel. Dat die Here weer profete en profetesse sal optel, wat onder die aansien van die Heilige Gees bedien. Vanmôre toe die Here Pastor Christus versalf, toe sê ek, Here, dit is so lekker. Hy moet aanhou en aanhou. Maar hoef ek nie te preek nie, ek kan hy lekker. Vir almal hier, want ons, wie een ontmoeting met God, is beter as 1000 preke. Hoor my, een ontmoeting vanmôre met die Here, bring so magtige verandering in jou siel. En wie tydjie
mekaar mors dood. Maar ek wil net graag vanmôre vir die Here vra vir daardie ontmoeting. Nou, Gelaasdag, ek was nou nie Vrydag aand in Krugersdorp nie, maar gisterand was dit 'n goddelike woord en ons het dit baie geniet en ek het dit regtig geniet in ons gebede. Ek gaan ook dan met Pastor Marius dat die Here hom ook deurdra en dan waarheen hy ook gaan, hy sê vir my, hy gaan afskaal, gaan alles verkoop en dan gaan hulle by 'n afkreeoord en ek kyk so na hom en ek weet, hy sal nie gaan stil sit nie. Ek ken hom, ons was saam van jongs af in die bediening, ek was jeugleier, toe ek so na hom kyk, toe klap hy man in die hande en hy stry in, van jongs af, kom ons so saam in die werk van die Here. Nou, lees saam met my in Rigters, wil ek vanmôre vir julle lees, Rigters 16, vanaf vers 19. Ek dink ek lees sommer hier van vers 16 af, as my broers nie sal omgee nie. En omdat sy hom met haar woorde aldaar gepers en by hom aangedring het hy so ongeduldig geword dat hy kon sterf. En hy het sy hele hart aan haar bekend gemaak en aan haar gesê, daar het nooit 'n skeermes oor my hoof gekom nie, want ek is 'n Nasareër van God, van my moeder se skoot af. As ek geskeer sou word, sou my krag van my wyk en ek so swak word en wees soos al die mense. Toe hulle sien dat sy hele hart aan haar bekend gemaak het, laat sy die vorste van die Filistyne roep en sê, kom hierdie keer op, want hy het sy hele hart aan my bekend gemaak. Toe kom die vorste van die Filistyne na op, bring die geld met hulle saam. En sy het hom op haar skoot aan die slaap gemaak en 'n man geroep en die 7 haarvlegsels van sy hoof afgeskeer. En sy het begin om hom te bedwing en sy krag het van hom gewyk. Toe sê sy die Filistyne op jou Samson. En toe hy sy slaap uit wakker word, sê hy, ek sal vry uitgaan soos die vorige kere en my losruk, want hy het nie geweet dat die Here van hom afgewyk het nie. Daarop het die Filistyne hom gegryp en sy oë uitgesteek en hom afgebring na Gaza en met koperkettings gebind en hy moes maal in die gevangenis. Maar die hare van sy hoof het weer begin groei sodra dit afgeskeer was. Liewe broers, susters, hy was 'n pragtige jong man. En as jy na hom kyk, dan sien jy hierdie jong man was 'n man vol van beloftes. Dit was die hoop van sy volk. Hy sou hulle verlos. Hy sou hulle help. Hy sou die mag van die Filistyne oor hulle verbreek. En hy het 'n geheim gehad. En eerstens, hy was 'n draer van die Heilige Gees. Elke keer wanneer die Heilige Gees oor hom kom, dan het hy 'n bo-natuurlike krag gehad. Wat het ons gisterand gehoor? As die Heilige Gees oor julle kom, word julle aangedoen met krag, né? En dit was die belofte. En hy het hierdie Gees by hom gehad en wanneer die vyand hom uitgedaag het, dan het hy 'n slag onder hulle geslaan, want hy het die Heilige Gees by hom gehad. Hoor my vanmôre, ek dank die Here vir Pinkster. Ek dank die Here vir 'n beweging van die Heilige Gees eer. Ek dank die Here vir 'n beweging wat plek maak in die kerk vir die Heilige Gees werkinge. Ek dank die Here vir 'n beweging en vir gemeentelede wat plek maak in hulle harte vir die Gees van die Here binne in hulle harte. Was dit nie vir dit nie, wat sou van ons geword het? En oor die jare, hoe die Heilige Gees ons nie deurgedra het. Hoe die Heilige Gees ons nie gewaarsku nie. En ek dink so al hierdie man was gevul met die Heilige Gees en ek wil hom dit vergelyk met Pinkster. Ek wil dit graag vanmôre vergelyk met Pinkster. En ek onthou oor die jare, en selfs in die gemeente en in vorige gemeentes, hoe het God met mense ontmoet
onder die aksie van die Heilige Gees. Hoe die Here gedoop. Ja, die Here doop nog steeds. Hy val hulle. Hoe lekker is dit wanneer iemand hier uitbars in tale en die Here openbaar die tale. Dis dan maar wonderlik. Hoe lekker is dit as God iemand wegtrek in die Gees en die Here se stem kom na vore. En ons hoor hier praat die Here met ons. Ons het 'n ondervinding gehad verlede jaar. So teen die einde verlede jaar November, ja, eerder by September se kant, Oktober, was Pastor Gert hier by ons. En die Here praat met my en Suster Rita, en die Here sê hy maak vir ons 'n eysterhek oop. En wie julle nou kom die profesie uit en mens wonder nou, wat is die eysterhek? En ek dink altyd aan, dis dalk nou finansies. Hier kom baie geld. Here gaan hulle aanstuur. Ek sal die gemeente se kruiwas moet leen vir al die geld. En ek dink nou aan dit en tussenin daai selfde week, toe moet sy gaan vir toetse. En ons vind uit sy kanker. En al wat ons kon aan vashou, was die Here iets gesê, eysterhek gaan hier oopmaak deur sy Gees. Ek dank God vir die Heilige Gees. Ek dank God vir die stem van die Here. Ek dank God vir ons vergewe. Ek dank die Here dat hy ons nooit vergewe of verlaat nie, maar hy is met ons tot aan die volleinde van ons lewens. En in daai tyd, in daai benoudheid, ek moes gaan vir verwyder katarakte lank al bespreek. En in daai selfde dag toe terugkom, die volgende dag toe hoor sy dit. En nou moet sy gaan vir toetse. En ek vergeet om die medisyne in my oë te gooi. Ek moet haar nou ry. Nou kan ek maar nie sien nie. Daar kry ek ontsteking in my oë. Want ek moet daar op die dokter kry. Ek gebruik nie die antibiotika nie, niks van die goed nie. Wat 'n tydperkie. En as jy een toets op die ander toets en die een dokter sê so en die ander dokter sê so en wie jy raak later as jy amper van jou kop af want jy weet nie waar jy nie. Maar die Here bewerkstellig 'n saak vir ons en ons beland by 'n professor in Johannesburg, 'n vrou en hulle doen jy toetse. Maar ek sit 2-3 dae met al die toetse en toe maak ons verhaal, nou sit ons daar in die kamertjie en sy sê vir my sy raak nou benoud. Ek sê nee, Here het gesê hy swaai 'n eysterhek. Hy swaai vanmôre hierdie hek oop. En toe die vrou so instap en vir professor Ben, toe glimlag sy so. Sy sê ek het vir julle goeie nuus. Die kanker wat jy het, ons noem hom sleeping cancer. Hy versprei nie, ons gaan hom uithaal. En jy kry geen moeite. Dit is ons die Here, dit is waar. Ek wil hom loof en ek wil hom prys vanmôre. Halleluja! Sien daar is God kan. Hy kan. Ag wie ons het deur 'n proses gegaan. Dit was nie maklik nie. In 'n tydperk ek weet vanmôre julle sal aangedoen word met krag van die Heilige Gees oor julle kom. Samson het dit ervaar en hy het verander in 'n magtige man. Maar hy het dit nooit gewaardeer. Hy het dit later van selfsprekend aanvaar. Moenie hierdie mooi dinge van selfsprekend aanvaar. Waardeer die Heilige Gees in jou praat. Waardeer hierdie musieke. Waardeer wanneer God praat. Ek vra altyd, moenie altyd die fout in die profesie soek nie. Soek so 'n bietjie die kere wanneer die Here jou op die knoppie gedruk het. Waarom wil ons altyd vasvang by die verkeerde, in steede van by die regte? Weet julle vanmôre as ek so dink, hoe die Here oor jare met almal van ons ontmoet. Ek wil net ietsie aanhaal. Hier sit die paar regroek is vanmôre hier, ek het nie gesien nie, maar my broer Botha, hy het hier gekom, en ek wil nou maar net sy getuienis gebruik, en die Here het met hom ontmoet, en dis Pinkster. En toe ons nou inkom die Woensdag, ons glo nog, ons stry in saam met die mense, waar die Here doop. Toe sit hy sy vrou agter,
En ek weet nou nie wat om met hulle toe te maak nie. Hulle gaan skrik, jong, ons gaan nou prys. En ons gaan nou bid vir die roeping van die Heilige Gees. En hulle gaan sit daar by hulle. En ek sê, ag, julle moet nou nie skrik nie, dit werk so, en ek praat nou mooi. Ek sê, sit dit, maak toe jou oë, geniet dit. En toe ek sê, die staan altyd hier voor. En die Here doop hom eerste met die Heilige Gees. Is dit nie wonderlik nie? En hy sal het my op Pastor Klaus toe verby, en hy gryp hom, en hy dans vir die eerste keer in sy lewe. Maar weet julle nou, red die Here, man. My broeder, is jy hier vanmorgen? Ek sien hom nie. Die suster is hier. Broer is nie, hy werk. Ek kan maar net so 'n bietjie van hom vertel, né? Prys die Here. Die bure kom allemaal kerk toe, want hulle kan nie glo dat daai man net tot bekering gekom nie. Hy het 'n baartjie gehad, en die baartjie het hy krale geweef. En dit het so gehang, en ek sê eendag vir die Here, as hy hierdie krale af, hierdie baartjie afskeer, dan weet ek, God het sy siel gered. En die môre sit daar 'n man in die kerk en hy bril op, en ek gaan so toe ek met myself om voorstel en toe by hom kom, toe sit my broer Botha en die water af. Maar hy vertel so 'n paar Sondag terug, ek kom my familielede hier iewers dan daar, die vader roep daarom, en ek dink by 'n slaghuis, ek kan verkeerd verstaan nie, en hy stap in en hier kom sy eie familie, en hulle praat sommer met hom Engels, stel hulle self voor, en hy sê ek is Jan Martin. Hy sê ek is Martin Botha, skus tog. En hulle staan verstom, hulle roep, sy roep aan man, sy sê, dis Jan Botha hierdie. En weet julle, ek Martin Botha, weet julle, die verandering tot sy eie familie ken hom nie. Is dit nie die Heilige Gees? Is dit nie die Gees van God, wat 'n mens kan verander nie? Ons kan dit nooit verpaar nie. Ons kan dit nooit sonder dit klaar kom nie, hoor. Vanmôre, ag wie, as die Gees van God nie meer in 'n kerk is nie, dan sê ek nie, dis nie kapot, hoor, dis klaar. Ons soek die Heilige Gees, ons soek sy salwing, ons soek sy heerlikheid, want die salwing breek die juke. Dit maak die werk van die duiwel kragteloos. Wie hierdie man, die duiwel het 'n plan, hy sien wat hy doen, en hulle besluit, hulle moet daai ooreenkoms verbreek. Hulle moet die bron van sy krag wegvat. Dit gebeur vandag nog. Wie daar's 'n paar dinge wat eie is aan Pinkster, eie aan die kinders van die Here, eie aan ons gemeente, eie aan ons. En in sy geval was die teken sy hare. En hy het die mooiste hare gehad, ons het vir jare gesê, sommer lokke. Hy het 7 haarvlegsels gehad. En ek het hulle sommer name gegee vanmôre. En ek wil graag met u daaroor praat, die eerste, wat ek vanmôre kan noem, is vir my gebed. Weet julle, waar iemand bid, daar kan dinge gebeur. Dis die bron, dis die oorsprong waaruit alles ontstaan, is gebed. Ek dank die Here vir ons bidure ook, en soggroepe, maar daar bid nou elke een in daai soggroep. Dat ons dit altyd so hou, dit moet nie 'n praatgroep word nie, dit moet 'n bidgroep wees. En weet julle, ek dink, is altyd so lekker, as mense bid, soos Rita moes preek, eers die week hier in die gemeente, en toe 2 weke later in die konferensie. Ek dink julle, ek het rus gehad in daai klein woonstelletjie van my. Sy het so gebid, ek het later gesê, jy moet nou preek en klaar preek, maar ek kan nou nie meer nie, as die is die 5 in die môre, dan hoor ek al daar, wie kan slaap, as iemand bid, geen mens nie, dan klim ek ook nog maar af, ek voel skuldig, ek wil nie, sy moet alleen hemel toe gaan, nie bly ek achter, sy het ons nooit toelaat nie, dan klim ek ook nog maar af, en dan bromp ek langs die bed, ek wil ook nou bid, want my vrou gaan my vooruit, weet julle dierbaar is, daar is niks soos gebed nie, maar die duiwel is agter die bidure, hoor my, hy is agter ons gebedslewe, gaan jy dit toelaat? Nee, nooit 10.000 maal weer, ons moet aanhou bid, al bid jy in jou motor, al bid jy in jou hart, God hoor dit ook, al bid jy in jou binnekamer, God hoor dit ook, al vraag jy om jou te help, hy hoor dit,
ons moet aanhou bid. Is my so mooi, daar was nog so 'n haarvleksel. En vir my was dit die werking van die Heilige Gees. Weet julle, die Here gee tydens so 'n opdragie om te doen. Ons het so 'n paar Sondae terug, 3 Sondae terug, het ons 'n wonderlike diens gehad en die Here lei dat die jong mense moet rol op hierdie mat. En hulle was nou almal vreemde jong mense. Ken nie die kerk nie. En hulle rol hier so, ek sien hoe stamp hulle koppe hier teen hierdie platform. En ek sê, Here, dat hulle koppe so stamp, dat hulle hier op sal staan. Geen rokery vir hulle nie. Geen dag vir hulle nie. Geen verdowingsmiddels vir hulle nie. Ek roep hulle as kinders van die Here. Halleluja! En wat 'n wonderlike manifestasie, so gelyk jy Pastor Christo, ek het dit so geniet daai môre. Weet julle, dis die dinge waarvan ons hou. Dit moet nie verdwyn nie. Daar moet altyd so 'n verrassende element wees. Die Here gaan nou ontmoet. Die Here gaan nou doop met die Heilige Gees. God gaan nou genesings doen. Is mos so, ons ken dit so. En weet julle wat is lekker, as die Here iemand daar wegtrek in 'n koordans. Ek weet nou wat ek doen nie, sjoe, of wat ook al, het is altyd mooi. Hulle kom nie by jou verby, jy sien, daar gaan die hoed, daar gaan die baadjie, dit maak nie saak nie. Dis ietsie eie aan ons, dis Pinkster. Dis Pinkster, dis hoe ons het gekry, dis hoe Pinkster het gekry. Dit was so in Pinkster. Praat met 'n dame, sy haar seun het ek gehelp met 'n baie groot probleem. Sy is in die groot AGS kerk en sy besluit kom uit dankbaarheid kom sy elke Woensdag. Dan doen sy vir ons gemeente 'n blommerhandskip. Omdat haar seun gehelp het en vir die res van die tyd wat ek in daai gemeente was, het sy elke dag, een keer 'n week die blomme kom randskip. En sy vertel my, haar papi was 'n NG dominee onder die Sendingkerk. NG Sendingkerk. En hulle het groot geword om die vrese van die Here. Hy het hulle baie keer gewaarsku teen die wederdopers. En sy kom eendag aan met 'n troue af, mooi aangetrek en die buurvroukie is op pad na 'n tentdiens toe. En sy sê, gaan jy saam? Sy sê, nee, sy sê, man, jy's reg, kom saam. En daai aand in daai tent, toe doop die Here met die Heilige Gees. En sy rol in die skaarsels. En sy so verleer, pakkie aan gehad, sy was vol skaarsels. Hulle kan dit nie afkry nie. En sy praat in vreemde tale. En nou is die buurvrou met haar huis toe en sy hou nie op met praat nie. En sy praat. En sy daar by haar huis gaan man bel vir die dominee. Hy kom. Hy sê, my kind, my hele lewe het ek jou gewaarsku. Jy wou nie luister nie, dan praat sy in taal. En weet julle, op die ou einde, 'n paar maande later, toe doop hulle haar papi in daai doopbad. Weet julle vanmôre, ek dank die Here vir die Heilige Gees. Ek wil net vir ietsie aanhaal. Ek weet van 'n jong man, dit is eintlik die oupa van Pastor Nolte, hier van sy oupa, Frans, my swaar. En hy ry van 'n buitepad af, van 'n Iskor. En hy het 'n motor op pad staan daar 'n man en hy gooi duim, hy wil 'n rygeleentheid hê. En hy tel hom op. En hierdie man hou hom aan met 'n pistool. En hy sê vir hom, jy vat my nou Pretoria toe. En nou ry hy. En hy jou karretjie, en sy vrou wag vir hom by die huis. Hulle weet nie een waar is hy nie, en hy onthou maar, hy kan een ding doen, hy kan bid. En hy kan bid. En hy begin bid. En hy bid in daai karretjie, en hy bid. En dan kom die salwing, en hy bid in tale. En hy blaas, en toe begin die man hier langs om huil. Hy sê, stop net asseblief. Meneer, stop net hierdie kar asseblief. En hy stop die kar, en hy spring uit, en hy hardloop om die kar, en hy gryp hom, en hy gee hom so 'n paar goeie skutte. En hy sê vir hom, gedraai jou nou hoor. Hy sê, ek sal, ek beloof jou, dat ek dit doe. Los my net uit. Hey, ek hou van die Heilige Gees vanmôre. Want dit is allemaal lekker. Weet julle wat is lekker? As God met die hele gemeente ontmoet. En net 2 en 3 en 4 en 5. Maar die hele gemeente, hierdie man Simson, hy praat en hulle sny nou 'n haarlok van hom af. Wie diep haar is? Ietsie wat kosbaar was. Hy was 'n regter.
Hy was 'n leier. Hy het mense na hom opgekyk. Hy was die hoop van Israel. Hy was die een wat hulle uit die juk van die Filistyne gaan uithaal. En daar kry die duiwel reg om sy getuienis van hom weg te vat. Die duiwel kry reg om hom te verneder. Die duiwel kry reg dat hy in die modder val. Die duiwel kry reg dat almal in hom 'n teleurstelling kry. Hy kom in skande. Jy sien, dis wat die duiwel met ons wil doen. Hy wil dit wat kosbaar is, dit wat mooi is, dit wat edel is, wil hy hier in die modder vertrap. Vanmôre dank ek God vir die mooi dinge van die Here. Ek dank die Here vir die Heilige Gees. En die waar is wat vir my ook 'n baie belangrike deel is, en iemand het dit hier aangehaal. Dit is deel van Pinkster. Dit is deel van die Heilige Gees. Dit was deel van die uitstorting. En weet julle wat is dit? Ons het ons tieners betaal. Skus tog dat ek dit vir u sê. Of weet julle, die ou dame het gekom met 'n handjie vol suiker daar by ons in die pastorie. Dan sê sy vir my vrou, die Here stuur die suiker. Het ons die suiker in die huis nie gegooi, sy daai handjie vol suiker so in die ou bakkie. Dis pas die Here. Halleluja, weet julle, ek wil vandag vir u sê, hulle het ook geldjies aangebring. Dit was deel van Pinkster. Weet julle wat wil die duiwel doen? Hy wil die bron van inkomste afsny, sodat die gemeentes moet swaar kry, die pastore kan nie, hulle roep na die Here dag en nag. Here, stuur net iemand in wat ons kan help. Ek het ook 'n miljonair en nog ryker in die gemeente gehad op 'n stadium. Hy sal jou nie ys in die winter gee nie. Hy sê daar voor my, dan koop hy, ry met een mooi motor na die ander, daar in Durban. Dan het my enige ry daar na sy 8 miljoen rand, 6 miljoen rand sy huis toe. Die kandelere hang daar van die 3de verdieping af hier in. Jy sit en jy sak so weg in hy stoele, jy moet 'n keer hier om uit te kom. Weet julle, ek wil vanmôre sê, maar vir die werk van die Here nie 'n sent nie. Maar dan kom hier 'n ou weduwee, dan haal sy haar laaste ou geldjies, dan betaal sy haar 10de. Ek wil vanmôre sê, dit het gemaak dat God se werk gegroei het. Stem saam met my liefde. Ek kan nie altyd oor praat nie. Stem saam. Betaal jou 10de. God wil dit so hê. Amen. Ek weet hoe swaar kry mense tydkere. Ek het gery in motor op pad na gemeente toe, skop van die konferensie af. En my kindertjies is klein, ons ry daar by vereniging verby. Ons vat die agterkant pad, ons op pad Kroonstad toe. Die eerste gemeente. Ek het nie brandstof gehad nie. Daar in Pretoria kom iemand ons toe, hy sê, vat die motor, gemaak hom vol. En my vrou vat die motor, ek het gewerk, ons het mense se trekke gery. En ek kom terug, dus sê, die motor is vol, ons het nie bekommernis nie. En ons het nie kos by die huis om te eet nie, daar ry jy 'n voertuig by haar verby, hierdie vans, en sy deur gaan oop, en hy gooi rations, die handas, noem hulle reis op die vloer, die bokse, ons eet ons nou nie van nie. Maar weet dat daai 2-3 maande, toe weet hierdie Matthysentjies vark hoor. Ons lewe daai handas, ons lewe op daai rations, wat ons het om te eet. Ek weet nie wat die Here moet doen maar by die ons en die goed geëet hoor. Ek kyk maar die tyd mooi hoor. As ek sê my vrou, ek kan nie hierdie goed eet nie. Sy sny om en al die saaies, al die grootes, sy maak hom met alles. Ons het nie, wie eet die maar, ons het nie geld om kry nie nuusware te koop nie. En dan kom die plaasboer en gee ons eiers, my vrou ook maak is 'n dubbeldorings. Jy weet hy so daar. Byna vir 'n tooi kom kry en hy's honger en my ek weet daar's net 6 eiers in die hele huis. En sy maak die eiers en klaar met 'n broodjie. En wie daar's 12. Ons eet almal net daar bly nog oor. Ek as ek julle moet vertel, is dit nie die Here nie, dis Pinkster. Dis Pinkster. Dis Pinkster. Halleluja. Wat kom die man trekker of nie, 'n nuwe verkeerling kom tot bekeer en hy's 'n treindrywer. En ons kom by sy huis en hy het seker groot hakke wat daar hang. En ek sê vir my vrou, hier gaan ons skape kry. Maar ons kyk nie die skape nie, hy bel my een aan. Hy sê, pastoor, ek het 'n skaapie. Ons vra soveel per kilo, wil jy hom hê? En nou weet ek nie hoe om vir hom nee te sê nie. Ek kan nie 'n skaapie koop nie, ek het nie die geld nie.
Ek weet nie wat om te sê nie. Ek sê, ag broer, liewerste nie nou nie. Kom ons probeer dalk eerder nader na die einde van. Nee, hy praat en hy ry af toe te klaar die skaap gekoop. Nou sit hy net vir my kyk en sê, hoe gaan jy hom betaal? Sê ek weet nie. Hy vat nie meer vir 'n antwoord nie. Nou kom die dag nader, hy laat weet my die skaap is geslag, is opgesny, ons moet hom kom haal. Hy die maar is, ek vat al die geldjies wat in die bank is, ek moet die skaap gaan betaal. Dis 'n nuweling in die gemeente en ons kom daar en ek wil hom die geld gee sê, ek sal nooit jou geld aanvaar nie. Here het op my hart gelê. Ek moet vir jou hierdie skaap gee. Halleluja, is dit nie die waarheid? Is dit nie die betaal jou kinders? Sodat jy pas goed kan lewe en die afvoedsel in die huis van die Here is. Ek gaan nie verder oor praat nie, hoor, jy moet met water word nie, gaan ek op en oor daar. Weet julle wat? Halleluja, daar is dit, nog 'n lok. En weet julle wat is dit? Sy naam is liefde en omgee. Is dit nie waar dat die kinders van die Here gee om nie? Ek het al gesien, hulle sal in die nag opstaan om jou te help. Dis waar. Dis deel van Pinkster. Help mekaar. Help mekaar. Jy sien daar is nood, gee. En vir jou sal gegee word. Dis nie hulle wat hier korrels op die mark nie, dis hulle wat korrels daar buite. Dis hulle wat daar buite kan help, dis hulle wat die ding kan doen. Jy weet, hulle sny sy lokke af, die een na die ander een. En hy kom net nie agter nie, hy slaap vas aan die slaap. Lê op 'n vrou se skoot. En hy dink dit is wel met my siel. Ek is op die pad hemel toe. Singende, springende. Maar wat min weet hy, die waarheid kom nou na vore. Nie ver hier vandaan nie, ek het die Here nodig. Ek het die Heilige Gees nodig. Ek kan nie sonder God klaarkom nie. Ek kan nie, weet julle vanmôre, ek kan nie klaarkom sonder sy woord nie. Dis ook 'n lot, die Bybel. Ek wil vir julle sê dit is vir my kosbaar. Dis mense wat uit hierdie woord en daarom kan bedien. Broer Japie, ek verluister my altyd. Ek weet nie waar kry jy alles nie. Pastor Michael Erasmus, ek het altyd gesê, hy het 'n woordeboek ingesit. Hy kan allemaal vir jou praat. Maar hierdie woord, is dit nie kosbaar nie. Kom ons lees ons Bybels. Kom ons kyk daarna, ons bestudeer dit. Ons leef dit. Weet julle, hulle sny daai lokkies af. Daai haarvleksels. En toe hulle af is, toe maak sy hom so mooi bakker. Maar eers roep sy al die owerste en sê, kom gewoon. Ek het sy geheim ontdek. Bring sommer die geld saam. Sy het dit gedoen vir geld. Sy het sy siel verkoop vir geld. Weet, dit is al maar 'n lelike ding. Wat ek liefste nie al praat. En weet die waar is, hulle staan daar en sy sê vir hom, Samson, word wakker my geliefde, kom, word nou 'n bietjie wakker. En sy sê vir hom, die Filistyne is op jou. En hy dink, hy sal soos die vorige keer, gou uit hierdie ding uitkom. Ek sal gou my regkry. Ek sal môre weer in gees wees. Ek kan nou maar dit doen of dat doen. Ek sal gou hier regkom. Hoor my, dit was nie gou. Amen. Hy het nie geweet, God het vir hom gelei. Dis die vreeslikste gevoel, dink ek. Dis die vreeslikste onnigtering as 'n mens uitvind, God het jou vyand. As jy uitvind, jou hele lewe was jy verkeerd. Amen. En daai oomblikke staan uit daar. En wie wat doen hulle met hom? Hulle vat 'n swaard en hulle steek sy oë uit. Dit sal gebeur met Pinkster. As ons nie oppas. Dit sal gebeur met Leerige se kerk as ons nie kyk na as ons nie kyk na die Heilige Gees. Hoor my. En die duiwel is agter die oog, hoor. En dis die ding, hy steek hom uit. En dan daar sien nou uit en hy's nou blind. En dan wat hy nou doen is hy maal koring. Hy's nou los. Hulle die belle oor hom en hy loop hy daar in die rondte. En hulle lag vir hom en hulle bespot vir hom. En weet jy, dis wat die wêreld doen met ons. Maak nie dit verkeerd. Sê dit 'n woord verkeerd. Kyk hoe gaan die wêreld aan. Dis op die nuus.
Daai pastoor, kyk net daar, hy het so en so gedoen. Kyk daar, hy het so en so gemaak. En die hulle dryf spot, hulle lag, hulle hoon. Ek onthou, ek het gewerk op 'n kragstasie. En ek onthou, ek het in die kragstasie in die werkswinkel ingekom. Toe staan die ambagsmanne daar, van hulle is Pole, Engelse, en hulle lag aan mekaar, en hulle vra my, het jy gehoor? En ek sê, nee, hulle sê, dit was nog net hier op die nuus. Jimmy Swaggart is uitgeval. Hy het in skande gekom. En net toe wil ek daar staan, hier kom die nuus op. En hier vertel hulle weer, en ek hoor hoe hy huil en bely, en ek sien hoe verlustig hulle in sy neerlaag. En weet julle, die duiwel was so bly. Maar ek dank God, hy het weer opgestaan. Ek dank God, hy stop uit. Maar hy bring nog die evangelie. Hy sing nog. Ek kyk so na hom, en sê ek, ag, dankie Here, ek het vir jou ook gebid, hoor. Al die jare, jy weet het dag nie, maar ek het baie vir jou gebid. Ek het saam met jou gehuil. Weet julle, ons moet mekaar waardeer, ons moet omgee. Ons moet vandag nie verlustig aan Arjen se seer nie. As iemand dalk 'n fout maak, gaan hy help hom. Bid vir daai persoon. Moenie jou verheug oor Arjen se traan. Amen. Toe ek 'n jong pastoor was, maar 32 jaar oud toe ek in die bediening gekom het. En dan het ek baie kere gesê in die gemeente, die ouerhuis is die fabriek, die ouers is die produk van hulle kinders. Ja. En ek het baie kere dinge gesê, ek het vergeet, ek het ook kinders. Ja, toe ons my kinders ook groot. Ek stap op pad. Ek wil vir u sê, meer as eenmaal, van trane. En heilig is ek, Here, vergewe my daai dag. Ek het in die kerk so gesê, ek het nie geweet waarvan ek praat nie. Ek het gedink, ek het die salm op my. Maar weet julle, ek wil julle vandag sê, ek bid vir alle mense. Wie hulle is, of hulle geval het of nie, maak nie saak nie. Of hulle in sonde geval het, maak nie saak nie. Want wie by Christus Jesus is daar hoop. By die Here is daar redding. As jy wat, hy kan jou optel. En hier lê van, hy is 'n vernedering vir sy volk. Hy is 'n spotlied vir die vyande. En hy lê daar binne, en hy sê hierdie woorde, o Here, dink tog net aan my. Dink net aan my, ek lê in die moddersluit, Here. Ek het nie hoor nie. Ek kan niks meer doen nie, my hare is afgesny. Dink net aan my. Voorwaar, voel ek, o Here, U moet tog my nooit los nie. Here, moenie my vergeet nie, maar dink aan my, sodat die Here my kan help, wanneer dit nodig is. Amen. En wees die Bybel sê sy hartjies het gegroei. En die belofte teruggekom. En hy daai dag die grootste oorwinning behaal. Maar hy het gesê, laat ek sterwe saam met hulle. Dit was so onnodig. Kom ons pas Pinkster op. Dis Pinkstertyd. Kom ons bid dat ek gedoop word. My kinders, ek sê wie, as die jong mense nie gedoop word met die Heilige Gees nie, waar gaan hulle eindig? Dit moet enige pastoor se hoogste prioriteit wees, dat sy gemeente gedoop word met die Heilige Gees. Weet julle, ek wil vanmôre vir u sê, Woensdag aand, stry daar 3 mense daarin, want die hele mat het vol gestaan, maar ek sien die seun, hy stry so en hy draai so nie rond, hy kom dit nie eens aan. Maar hier kan ek sien weg met die Here, daar se broer en suster, hulle is weggetrek, hulle weet nie van niemand om hulle nie. Dis ek nie ons dit ontvang nie. Here, U Heilige Gees is vir ons kosbaar, vanaand in hierdie tye, waarin ons leef. En weet julle wat, as ons afsterf, as die Gees van Christus, wat hom uit die dode opgewek het, in jou woon, sal jy vir ewig lewe. Dis die Gees van God, wat jou gaan opwek. Ja, amen. Ons vervolg Jesus naam. Dit was die Gees van God, wat Jesus opgewek het uit die dood het. Dit sal sy Gees wees wat ons opwek. Daarom kan ons as 'n kerk, ons as 'n gemeente, ons as 'n broer of 'n suster of 'n jong seun of dogter nie nalat om die Heilige Gees in ons lewe te hê nie. En dis die Heilige Gees wat jou dapper maak. Dis die Heilige Gees wat maak
dat jy by die Here bly. Ek wil nie sê, ek het al baie verkeerd gedoen. Ek het al baie gesê, pastore backslide, val terug agter hierdie preekstoel. Dit al my eie lewe oorgekom. Maar weet jy, want die Here met my praat. Hy voel die Here wat ek in sy gees. As die Here my bestraf, dan sak ek neer, sê ek, dis waar, Here, dis waar. Ek wil regkom. Help my. Help my paar keer my lewe, die Here my sonde openbaar. Voor die hele gemeente. En ek weet, ek het een môre 4 uur in 'n bidtuur gekom. Ek het 'n besigheid gehad in Kempton. En ek is Ritas op die punt om uit mekaar uit te gaan. En daai môre en daai bidtuur, 4 uur, toe praat die Here met my, niemand daar ken my nie. Ek's godvreemd. En die Here sê, jong broer daar in Matthys, jy kom van Kempton. En Here openbaar my sonde. 8 uur. Dus al die mense al werk toe. Toe openbaar die Here nog my sonde. Dit het gemaak dat ek vandag by hierdie kerk bly. Dit het gemaak dat ek God vrees. Die vrees van God het verdwyn. Ek wil nie waarsku vanmôre, ons moet die vrees van God vashou met ons hele hart. Ek kan maar nou opruk, ek kan maar sê, ek kan selfs nog gaan boks. Pas op hoor. Ek wil nooit hê 'n pastoor moet oor my huil nie. Nooit, nooit. Ek wil eerder een wees wat vir hom die blydskap bring. Ek wil eerder een wees wat vir hom jou koekie vat, as om my lyf rond te gooi en te sê ek sal hom wys. En weet julle, pas op hoor, moenie met God speel nie, ek wil nie daaroor daai kant toe gaan nie. Ek is bang. En ek het baie kere bestraf deur baie groot manne. En ek het tyd die rede gehad om te sê, nou loop ek. Almal het rede gehad om op te. Baie mense rede om te sê, nou skei ek. Maar ons bly. Hoekom? Want ek weet waar het die Here my gehaal. Ek weet wat die Here vir my gedoen het. Ek onthou daai môre toe die Here met my gepraat het en my sonde geopenbaar het. En ek het teruggery van daar af al die pad terug huis toe. Dit was ver van my huis af waar ek gery. Ek wou nie gehad het niemand moes my ken nie. Ek was hier gery, so op die kerkraad. Hulle dink ek is hierdie wonderlike broeder nie, maar by die huis is Rita my geken. Wie ek ry terug huis toe. Nou op my knieë voor haar bed gestaan en my hart uitbely. Haar om vergifnis gevra vir al die hel en smarte wat ek veroorsaak het in die huis. Ek kan aanhou oor die jare se dinge vertel, maar wie julle vanmôre bly een ding by my, moenie laat die Heilige Gees weggaan nie. Moenie toelaat dat die bron uitgelewer word en jy nie meer bid nie, dat jy nie meer vas nie, dat jy nie meer Bybel lees nie, dat jy nie meer die Here soek nie, dat jou plekkie leeg is hier in die huis van die Here. Dit mag nie leeg wees nie. Jou plekkie moet altyd daar wees. Ek het altyd geglo, daar moet altyd een van die familie verteenwoordig. As daar kuiermense kom, dan gaan een van die ouers kerk toe, die res kan kuier. Ons het mos so geglo. Ons het altyd so geglo. Ek vra oom pastoor Sampie van Sheila is oorlede. Ek vra hom af. Ek gaan ons vertrek. Ons moet die maandagmôre aanmeld in die gebedshuis. En daai sonoggend toe wil ek as Rita na Wally Frisbee se Rietfontein. Ons wil graag na sy diens toe gaan. Iemand het ons uitgenooi en ek gaan vra die pastoor. Ek sê oom Sampie, kan ons maar gaan? En hy kyk my en sê, kyk net daar. Jy's klaar al rondloop. God weet wat van jou gaan word. Daar loop jy klaar op. En ek weet dit hoe dit was. Baie Sondae bel ek, dan sê ons het nou by papi en mami, ons gaan maar daar so 'n bietjie langer kuier. Dan sê ek, o nee, Here, God kan met jou niks doen nie. Sit nie so met die foon neer. Daai diens is ons daar in die kerk. Jy's daar waar ek wil vir die Here gaan werk. Kan nie bekostig, ek moet nou dit van my dink nie. Weet julle, dierbare, dis hoe ons dit gehad het. Ek sê dit moet terugkom. Al wat ek wel sê is, bewaar die Heilige Gees in ons lewens. Here, soos Pastor Marius gisterand gesê het, neem die Gees nooit van ons af weg nie. Samson het die bron uitgelak. En hy het dit afgesny. En hy het skande geword. Maar God het hom nogtans gehoor.
Ek vra vir die orkes om na vore te kom. Ek wil 'n ding doen. Hoe laat is dit? Dis 11:00. Dis nog vroeg. Ek preek nooit lank nie. Maar ek voel ek het 'n opdrag. Al die mense wat nie gedoop is met die Heilige Gees nie, kom staan voor op die. Kom staan voor. Kom, nie vrymoedig. Ek gaan vra vir die orkes. Ek beloof julle 10 minute tot 'n kwartier. Is dit billik? Ons gaan hier saam sing, net 10 minute tot 'n kwartier. Dan gaan sluit ons hierdie diens af, dan kan ons almal huis toe gaan. Maar kom staan voor. Ek het gesien hoe dood die Here met die Heilige Gees. Ek onthou 'n diens in Durban. En Pastor Pieter Kok preek een aand daar. En die jong mense het so voor op die mat gesit. Voor op die banke. En hy preek en hy steek vas en hy sê die Here gaan nou doop in die Heilige Gees. En die Here doop 'n hele reis op. Hulle val so van die bank af. En onder andere was haar 'n dogter, sy kom van die stad af. En ek het my vrou gesê, hierdie kind, ek het vir ons moet oppas vra. Hulle is baie wys, hulle vang baie dinge aan. Hou was so een kant daar in die jeug, ek wil haar nie, jy sê moet neem met ons Heilige Gees. Maar weet julle, die Here doop haar eerste met die Heilige Gees. God red haar kind, nou onlangs. Toe kom goed sy my hier. En sy so bly om ons te sien. Sy het 'n wonderlike huwelik aangegaan en sy dien die Here. Is dit nie wonderlik nie? Ek vra weer, is daar niemand is hier? Kom ons staan almal op. Dan sit en as daar iemand is wat wil hê, ons moet vir jou bid vir jou tot in die Heilige Gees, kom nou vorentoe. Anders gaan ons maar aan met ons teruggewe. Amen, dis daar een. Dis daar een, ons gaan volbly. Ons gaan nie lank wees nie, ek gaan vra. Ons gaan net doen wat die skrif sê, ons gaan jou hand oplê en dan los ons jou. En as binne volgende 5 tot 10 minute nie gedoop is nie, dan is dit verby, ons gaan jou nie doen nie. Vra die broers, as jy gelei voel, lê net hand op en los. En laat die Here self sê dit. Prys sy naam. Ek wil vra dat die orkes gaan speel en julle sing saam, net vir die volgende 10 minute. En hier wat hier voor staan, maak jou oë toe, stry so 'n bietjie in. Ons kyk wat gebeur. Baie dankie.